So lekker om vanoggend ook vir Ewan aan die woord te sit. Ons tweede laaste, second last installment of Romans 12. If you haven't been around, this is your first time maybe. We've gone through the book of Romans 12. En hier is ons vir ons tweede laaste kuier saam. Dankie Ewan. Kom ons gee hom 'n lekker hande klap. Daar sê, is die ding aan, daar sê. Ek is so bly ons het geëindig soos ons geëindig het, want iemand het eendag vir my gesê so 2 weke terug, weet wat, ons weet jy's bekeer, ons weet jou hart is reg, maar dalk moet jou gesig het ook wys. So, ek wil vanoggend vra, dalk voel jy nie om te smile vir my nie, dalk voel jy nie om te lag vir my nie, maar dit sal goed wees as ek hier voor staan en so elke en dan en wan kry ek 'n glimlag van julle af. Dit maak die werk hier van voor af baie makliker as wat jy staan en jy moet hierdie boodskap bring en eintlik is ons hierso want ons vier fees. Ons het 'n koning wat voor ons uitgegaan het, ons het nou net daaroor gesing en dis vir my wonderlik om dit te kan doen. Soos Retief gesê het, ons is nou in week 4 en ek is so opgewonde om vanoggend met julle hierdie te kom deel. Want in die voorbereiding van hierdie, jy hoor by die Here en dan praat jy met mense daaroor. En ek is in my huis beskuldig dat ek die afgelope 2 weke die heeltyd net oor hierdie goed wou praat. Jy weet, en dan sit dalk van, is jy nou 'n one-track mind, en die antwoord is nee, want ek wil weet, uit my persoonlikheid uit, vat ek 'n ding baie keer bietjie ver. Nee, en dan sit van, dan jy iemand soos Retief, of Frans en Noran sê, bring hom net bietjie terug, jy's bietjie te ver hierso. En dis vir my belangrik, dat as ons hier kom staan, het ons regtig by die Here gehoor, wat hy vir ons wil kom sê vandag. So ek is so opgewonde om hierdie te kan kom deel met julle. So kom ons begin. Ons is in Romeine 12 en 14 tot 18. Dit gaan op die bord wees ook hierso. Bless those who persecute you. Bless and do not curse them. Rejoice with those who rejoice. Weep with those who weep. Live in harmony with one another. Do not be haughty, but associate with the lowly. Never be wise in your own sight. Repay no one evil for evil, but give thought to those to do what is honorable in the sight of all. If possible, as far as it depends on you, live peaceably with all. Kom ons maak ons oë toe. Hemelse Vader, dankie dat ons vanoggend so saam mag wees. Here, wat 'n voorreg dit is om vir 30 minute te kan rustig raak, vir 30 minute te kan stil word, vir 30 minute te kom luister wat U vir ons wil kom sê. Kom praat met elkeen van ons, Here. Het begin vanoggend deur die gebed. Ons is so wonderlik gelei in die musiek nou, gestig deur die musiek. Het ons harte kom aanraak en ons reeds besig om werk te gebeur in elkeen van ons. En ek wil kom vra dat U sal aanhou met dit. Soos die woorde deurkom, soos die woorde gepraat word, dat harte aangeraak sal word en dat mense verander sal word in Jesus in. Dankie dat ek hierdie kan bid in die naam van ons koning Jesus. Amen. So, ek gaan so stappie vir stappie deur hierdie versies gaan vir ons, en julle gaan sien dit kom op daar agter my, maar ek wil net die eerste ene gou vir ons lees. Daar staan, bless those who persecute you, bless and do not curse them. Okay? Nou, wanneer jy na die gedeelte kyk, is daar tradisionele siening, en ek wil dit net gou verduidelik, dat dit beteken buite. Okay, dit beteken ons as gemeente, ons as mense met buitemense, met nie Christene nie. Okay, dis die tradisioneel, daar's ouens soos Douglas Mou wat gesê het, gaan kyk hierna, dis die tradisionele manier om dit te kyk, ons sien dit buite. Dan's daar ander ouens, Dr. Assie Sproul onder andere, en Kent Jinger wat sê, daai praat eintlik met ons hier binne ook. Okay, met ander woorde, dis die binne van ons op van toepassing. Nou, ongeag, of ons nou van buite praat, na buitentoe, of na binne toe praat, ek wil hier's 5
punte wat ek hier wil uithaal. Wil ek vir ons voorhou as gemeente. En dalk is dit nou die eerste keer dat jy hier is en dan gaan jy nou wonder wat, jy weet, is dit regtig so? Maar ek dink jy kan om jou, jy weet, kyk om jou en vra vir jou maar wat hy nou gesê het, is dit so? Is dit nou waar? So, die eerste ding is ek weet, nee, hier is mense en nie net een nie. Hier is mense hierso wat met die dood gedreig is oor hulle Jesus verkondig. Okay? Ek weet dat, dis nie net een nie. Ek weet hier's mense hierso in ons gemeente wat buite toe wat al ontvoer is. Nie net een nie. Ek weet dit so. So as ek gaan sê as gemeente, as ek nou hierdie ding ophou en sê, hier sê Paulus vir ons moet die bless wat ons persecute. Is die persecution? Dan die antwoord ja. En dan kan ek vir julle iets anders sê. Ek ken daai mense en ek weet hulle bid vir die mense wat hulle ontvoer het en wat hulle dreig met die dood. So as 'n gemeente gaan ek hom ophou en sê, ons doen pretty much okay op daai gedeelte. Nee, ek weet nie of julle saamstem nie. Jy moet nou glimlag en dink, ja, ons is nie so ver af hierso nie. Ek kan nie net hier opstaan en 'n lat uitpluk en almal wil wiks nie. Ons doen nie te sleg daar nie, want dit gebeur in ons gemeente. Ons vat actually die evangelie uit en dan gebeur daar goed en ons bid vir daai mense wat ons kom persecute. So dit gebeur. En dis vir my wonderlik dat ons kan bless en nie hoef te curse nie. Okay, maar as ons binnekant kyk en dan moet ons mekaar sê, dalk hier tussen ons is daar goedjies wat gebeur waar jy weet waar ons jy weet ek weet nie iets begin 'n ou se hart. Jy weet ek dink ek's nie te bad van 'n teacher nie. Ek's nie te sleg om te teach nie. Maar nou sit jy die Bybelskool op en dan begin ek dink, maar nou is François vat hom nou baie van hierdie show hierso met jy weet weer Bybelskool. Jy weet en dan begin daar iets in my hart werk en as jy weer sien dan op staaf begin ek teen hom kom. Nee, ek begin nou teen hom inwerk. En om elke hoek en draai, en dis wat hierdie woord beteken, persecute, beteken ek kom teen jou. Nee, ek maak die lewe vir jou moeilik, ek trouble jou. Dit een vertaling sê dis soos om, jy weet as jy gaan jag, dan jag jy 'n teiken, jy jag 'n bok of dit is so. En dan kom ek nou teen hom en dan praat die woord van daai ook om te sê as ek nou so met hom sou optree, behoort hy my te bless, nie te curse nie. En ek wil vir ons as gemeente sê, as ek intern na ons kyk, dan lyk dit vir my of ons dit pretty much doen. Ek weet nie van faksies so wat ons teen mekaar kom en teen mekaar baklei en teen mekaar fight en dis van, ek sien dit nie. So ek wil sê as gemeente, ek dink ons doen pretty well daarso. Okay? Ek weet nie of julle saamstem met my nie, want ek sien daar's party fronse hierso om te sê, jy weet, dalk is dit nie so rooskleurig nie, maar dis wat ek ervaar, dis wat ek sien. Dan wil ek na die tweede vers gaan kyk. Die tweede gedeeltjie staan hierso, rejoice with those who rejoice, weep with those who weep, en ek het hierso op om te sê, om in compassion te lewe met mekaar. Okay, maar nou is die ander ding, wat baie keer gebeur, dit gaan goed met ons buurman, dit gaan goed met François se Bybelskool, nou celebrate ons dit. Maar eintlik is ek nie so happy daaroor nie. Want ek wou dit eintlik was dit, jy weet, eintlik moes ons dit dalk saam gedoen het, maar ek is nie so happy daaroor nie. En dink daaroor net, ons het nou, toe ons begin het ons feesvieringe gehad, nee, ons het celebrations gehad. En hoeveel van ons is regtig opgewonde oor die disippelskapgroep wat begin het? Is daar regtig by ons om te sê, yes, ons sê dit, ons het 'n disipelmakende familie en ons het van, yes, het dit gebeur, wie het dit gedoen, wat is aan die gang hier so, ek's regtig in daai ding, of is dit net van, jy weet, dis inligting, great, lekker, ons sê dit, ek dink tog daar's van ons wat kan sê, ons is opgewonde daaroor. Ek kan regtig saam met my boetie of my sussie celebrate en bly wees, I can enter into their joy, om te sê, dis vir my lekker om saam met hulle te celebrate, dis vir my lekker om te hoor, daar's moontlike transaksie wat deurkom, dis vir my lekker om te hoor, jy weet die werk het weer deurgekom, dis lekker om te hoor, jy's deur met jou eksamen, dis lekker om te hoor as jou kind presteer, ek het gister 'n bietjie gaan rugby kyk, dit was vir my billetjie rugby, dit was vir my so lekker om te sit en kyk, en ek dink ons doen weer eens, ons doen as kerk, doen ons redelik goed daarmee, ons as gemeente, ek dink nie ons is sleg met dit nie, ek dink ons is regtig goed, en dan wil ek vir die ander ding sê, as jy dink aan om in empatie, of in compassion in iemand se seer en eina in te klim, ons doen dit ook goed, nee. Ons het 'n gebedsgroep. As ons sien hierdie ou gaan vir 'n operasie of hierdie vrou is in hierdie situasie, die trauma, dan kom ons baie vinnig om hulle en ons bedien en ons bring kos en ons doen goeie dinge vir hulle. Ons bid vir hulle. Nee.
Dis wat ons sien. Ons sien dit. Dankie. So, want is waar, ons sien dit. Ons doen goed as gemeente hiermee. As ek moet terugstaan en sê, as associate pastor van hierdie gemeente, kyk ek daarna en is van, hierdie gebeur. Ek hoef nie vir die tief gaan sê, die van ons met hierdie trauma wat hier plaasvind, ons gee net nie om vir die mense nie. Dit gebeur. Ons klim in daai pyn en ons kom om hulle en ons help hulle. En dit gebeur. Kom ons kyk na die derde punt. Hy sê daar so, live in harmony with one another. Do not be haughty, but associate with the lowly. Never be wise in your own sight. So kom ons cultivate unity and humility. Ek wil unity and humility cultivate. Nou hier is die mooi ding vir my wat ek nou van hierdie gemeente kan sê, né? Môreoggend gaan ek nie 'n e-pos vol boodskappe kry van Ewan, wat jy gepreek het Sondag, stem ek nie meer saam nie. Wie hoe dankbaar is ek daaroor? Wie dankbaar is ek dat julle kan sê, ek hoor wat jy sê en weet wat, dalk moet ek daaroor gaan dink as 'n clash met jou. Dalk moet ek laat die Here in my werk daaroor, nie 'n boodskap stuur of 'n retief boodskappe stuur of 'n Franse boodskappe stuur en sê, luister, ons stem nie saam met wat jy hier sê nie. Dis nie so nie. So weer eens dink ek ons doen dit. As jy kyk na die eenheid onder ons elders, as jy kyk na die eenheid in ons spanne, ons doen dit. Dis vir my mooi. En dis die kerk waarvan Paulus praat hierso. Dis wat hy vir ons wys. Dis wat hy vir ons sê. Hy sê kyk daar, dis hoe julle behoort te lewe. So nie net is dit 'n command nie. Dis ook 'n beskrywing van wat besig om te gebeur met ons. So well done. Well done as jy sit hierso en jy sê, weet wat, jy het eintlik gesê dit bietjie geclash met my, maar ek sal nie probeer slim wees in my eie oë nie. Ons het 'n groot ding in die wêreld, in die kerkwêreld oor church mobility. Waar mense as hulle nie saamstem nie, dan loop hulle. Ek stem nie saam nie, ek gaan loop. En dan vat hulle 3 maande voordat hulle eintlik by 'n ander gemeente of 'n ander plek weer regtig inskakel. En al wat ek vir julle wil kom sê is dankie. Hy sê hierso, dis hoe ons behoort te lewe en dis wat ek sien by julle. Dis vir my mooi. Dis vir my wonderlik. Dan sê hy hierso in vers 17, repay no evil for evil, but give thought to do what's honorable in the sight of all. Hoeveel van julle betaal evil met evil? Ek het vanoggend gehoor hoe mense, hulle kom en dan kom repent hulle terwyl hulle bid oor moeilike situasies. En dan sê hulle, maar ons lewe nie so nie. En dan sê ek, awesome. Ons het nie voorstel om so te lewe nie. Ons repay nie evil met evil nie, ons doen dit nie. Ons lewe net nie so nie. Ek wil julle 'n storie deel, ek het nog nie die storie gedeel nie, net oor hoe die Here kan werk in sulke situasies. Waarin 2022 was ek deel van 'n ander gemeente en ons wou kyk hoe ons kan deel word van Every Nation, die DNA van Every Nation kry en ek word afgevaardig om na die Bultkonferensie in die Kaap te gaan. En ek gaan toe en vir die eerste 3 dae, ek wou baie graag hoor wat die Here sê. En die 4de dag hoor ek, hy sê vir my, terwyl ek langs Pieter Koffie sit, die van julle wat vir Pieter Koffie ken, hy sal getuig van hierdie, hoor ek, die Here sê, ek wil jy met kerke plant, jy koop jouself. En toe ek het hoor, toe sê die vrou Carol Gasman wat voorpreek, toe sê sy dieselfde ding. En ek staan toe op en ek dink, dis fantasties dat ek die nou gehoor het. En die 18de Mei gaan ek terug na my congregation toe, die Woensdag. Ons het by mekaar gekom om te bid. Dis my verjaardag, dis hoekom ek weer is 'n Woensdag en dis 'n gebedsgroep wat ek begin het. En ek sê vir hulle, luister julle, ek so opgewonde, ek het by die Here gehoor, nee, ek moet hierdie goed begin doen. En daar was 'n melktert en 'n peppermint krustert en die persoon wat daar sit, kyk vir my en hy vat die tert en hy gooi dit so terug en hy sê, jy kan maar gaan. Jy kan maar gaan. Nou gelukkig is die mense soos Retief en soos Pieter Koffie wat vir jou leer om te sê, soos jy exit daai kant, so gaan jy enter die kant. En jy gaan jou hart mooi moet ondersoek om seker te maak, hierdie is reg. En die van julle wat al Discover Spiritual Family bygewoon het, sal hoor dat ons dit vir mekaar sê, oor en oor. En ek moes kyk vir vrede soos ek daai persoon kon seën. Dat daar vrede is. En ek wil vandag vir julle sê, wat daar kom jy uit 'n gemeente uit, waar dit so was van, daar gaan jy. Daar kom jy uit so 'n gemeente uit. En ek wil vandag vir jou kom vra, kom luister klaar na die diens, want
Daar gaan iets wees vir jou hierso. Daar gaan iets wees vir jou, wat jy moet na kyk om te sê, ek gaan hierdie kan lewe, ek gaan nie evil met evil repay nie. Dis nie nodig om dit te doen nie. En ek vertel die storie sodat ek kan identifiseer met jou. Ek wil graag inklim in daai pyn wat jy het, daai compassion, te sê, ek verstaan dit. My vrou en my kinders het my gesien in daai tyd, dis van, ek het hierdie gebedsgroep begin, hy het my afgevaardig, nou sê ek vir hulle wat die, nou is dit van, daar gaan jy. Dis nie lekker nie. Ek dink ons doen dit as gemeente. Ek dink ons is baie goed hiermee, om nie evil met evil te repay nie. Ek dink ons is buik daarmee. Nee, wie stem saam met my? Daar sê hy, dankie Okkert. Okkert stem saam. En dan kom hy, dan sê hy vir jou, if possible, so far as it depends on you, live peaceably with everyone. Die Afrikaans praat daar van alle mense. So as dit van jou afhang, leef in vrede met alle mense saam. Nou ek weet, dis die een wat ons nou 'n bietjie later oor die meeste gaan praat. Maar weer eens wil ek vir julle sê, hier's nie onvrede tussen ons nie. Nee. Ek weet nie of wat ek sien is, as hier iets gebeur en ons skaaf mekaar, dan kom ons na mekaar toe en ons kom sê, weet jy wat, ek is jammer daaroor. Ek wil regmaak met jou. Nee, kom ons praat daaroor. Ek sien dit in die gemeente en dit maak my opgewonde, want dis 'n amazing gemeente wat so iets kan doen. Daar's maturity in 'n gemeente wat sulke goed kan doen. Okay. Maar nou is daar iets anders wat gebeur, want hoor julle so sit en kyk en is van, ja, ek weet nie, Johan. Ja, wat jy so sê, dit klink so maklik, maar ja, ou, is dit regtig so easy? Is daar nie weerstand wat ons ervaar om dit te doen nie? Is ons nie besig om hier in 'n wêreld te lewe waar wat Paulus hier sê, ons probeer doen, maar onthou jy wat Retief gesê het, jy's hierdie see, hierdie golwe vat jou hierdie kant toe. Dan kom jy agter, jy's naand hierso. En dan is dit van, okay, ek hoor wat jy sê, Johan, maar hierdie ding is nie so, dis nie so maklik nie, want hier's kragte wat inwerk teen ons. En ek wil vandag net so 'n bietjie aandag gee aan daai kragte, maar die vraag wat by my opstaan, wanneer ons hierna kyk, is die vraag, en ek is hesitant om dit te vra. Ek is hesitant. Die vraag is, Jesus, ken ons jou regtig? En laat ons toe dat jy ons waarlik kan ken. Ons moet dit vir mekaar vra, ons het dit nou net gesing. Coming back to worship. Ons is gemaak vir aanbidding en vir verhoudings. Maar dan bly ons in hierdie wêreld wat ons vir mekaar gesê het is besig om teen ons. Hy's so geïngineer, hy's so design dat waarmee ons besig is, ons gaan wegvat en ons besef dit nie. Ons besef dit nie en hy vat ons weg. En dan moet ons hierdie vraag vra, Jesus, ken U my? Ken ek U werklik? Ken U my? Laat ek toe dat U my waarlik kan ken. Die mooi vraag van ou Adam daar in die paradys. Adam, waar is jy? Dis van, dink jy die Here weet nie waar hy nie? Verseker weet hy waar hy. So die eerste ding wat ek sien in hierdie samelewing, en ek noem dit 'n accelerated or optimized society, is spoed. Let mooi op, ek sê nie ons is dis besig nie. Daar's baie mense hier wat hier so sit, wat besig is, maar wat in die regte spoed lewe. Kom ek gee 'n voorbeeld. Jy ry 128 km/h op die snelweg. Dis blykbaar waarop jy nie gevang gaan word nie. En iemand ry voor jou in teen 127. Wat doen jy? Ry om hulle. Ek dink party van ons wil boor hulle ry. Dis die spoed wat in ons lewe. Goed gebeur vinnig. Ek soek dinge smooth, ek soek dinge efficient, ek soek dit convenient. Ek wil die goed moet so gebeur. Nou wil ek vir jou sê teen sprinting pace, gaan jy nie Jesus leer ken nie. Jy kan Jesus nie teen sprinting pace leer ken nie. So eers moet ons gaan kyk en sê, ek weet nie of dit 'n slow lounge is wat jy moet hê of 'n slow hour in 'n week nie. Of 'n slow hour op 'n dag nie. Maar eers dink ek gaan jy moet sê, luister, ek gaan stadiger gaan hierso. En daar's 'n rede hoekom ek moet stadiger gaan.
Die tweede ding wat ek sien, en ons het nou gesê dis spoed, die tweede ding is proximity of distance. Ons hou daarvan om dinge op 'n afstand te hou. Mense op 'n afstand te hou. Dink daaroor. As ek te naby aan jou kom, trek jy my in jou probleme in. En ek wil dit nie hê nie. Jy maak my stadig wanneer jy my hierdie intrek. Nee. Dink aan die mense om jou en die verhoudings wat jy het, wat die Here besig is mee. En ons is net van, ja, kan ons, weet jy wat, kan ons net op 'n Sondag koffie drink en mekaar so ken en dan is ons klaar. Dan is ons lekker. Dan gaan dit lekker met ons. Die derde een wat ek wil oopgesels is efficiency. Nou moet julle my hart mooi hoor. Ek is nie teen vooruitgang nie. En ek is nie teen tegnologie nie. Maar kom ons sê Jesus het nie 2000 jaar terug aarde toe gekom nie. En ons is in God se posisie om te sê, okay, ons wil met hierdie mense praat op aarde. Wat is die beste manier om by hulle uit te kom? Dan is van, nee, seker die ding, selfoon. Né? So hoekom stuur ons nie 'n WhatsApp aarde toe? En dan kan almal WhatsAppe kry en dan kan hulle lees van, julle is sondaars, julle moet tot bekering kom, anders dan gaan julle hel toe. Hoekom het hy dit nie gedoen nie? Dis mos baie meer doelgerig as om iemand vir 33 jaar lank aarde toe te stuur. Vir 30 van daai 33 jaar loop hy rond as 'n timmerman. Hy's 'n timmerman. En dan net vir 3 jaar, 3,5 jaar is hy die een wat hierdie werk doen, wat hierdie God met ons is. Ek weet nie wat sê hulle van efficiency vir dit. Dink as ons praat oor ons verhouding met Jesus. Né? Dit vat tyd. Hy gee vir ons tyd as 'n gawe, hy maak tyd. Weet wat doen ons met tyd? Ons optimize dit. Ons optimize dit. Kan ek julle iets anders sê ook? Ons doen dit met ons kinders ook. Hy gee ons kinders om te geniet. Hy gee ons kinders om hy persoonlikhede te sien ontwikkel en dan optimize ons hulle. Want dit sal goed wees vir hulle CV's, dit sal goed wees vir hulle waar ook al hulle moet gaan. Want dis is ons lewe, dis die efficiency wat ons wil hê. Maar wanneer ons met Jesus te doen, dan kom ons agter dit vat tyd. Dit vat attention. Ek moet aandagtig wees hierso. Dit vat waiting. Dit vat silence. Dit vat surrender. En niks van daai goed. Niks van dit is vinnig of efficient nie. En dan lewe ons in 'n tyd waar ons reciprocity, wat 'n fantastic woord. Dit beteken eenvoudig dat ek sal net saam met 'n dief kuier, want ek weet hy kan my belange bevorder en ek kan ietsie vir hom doen. Anderster kuier ek nie saam hom nie. Anders daar's niks wat ek regtig te doen wil hê met jou, want jy kan nie my belang wat ek nodig het om te moet bevorder. Dan hou ons verby. Dan hou ons net verby. Dink aan dit as jy met mense omgaan. Ons het nou gepraat van Jesus, dink aan dit as jy met mense omgaan. Jy moet teenwoordig wees in daai persoon se lewe. Jy moet vulnerable wees vir daai persoon. Dalk is daar 'n repetition wat gaan moet plaasvind. Jy gaan weer en weer daar moet wees. En dis nie efficient nie. Hier is wat ek dink ons goed is mee, soos ek gesê het, die trauma. Die kort week is ons vinnig mee. Die laaste punt is status. Ons het baie oor status gepraat, ek gaan niks verder sê oor status nie. Maar wanneer ons in 'n wêreld bly
waar spoed, reciprocity, proximity of distance, waar daai goed die hidden values word. Weet wat gebeur? Die mense wat nie kan byhou nie, word onsigbaar vir ons. Ons sien hulle nie meer nie. As ek na ons gemeente kyk, dan weet ek ons goed met trauma, maar wat van die mense wat lewenslank 'n issue het? Waar is die volwasse Down-sindroom mense van ons gemeente? Waar is die ouens wat sê, weet jy wat, my lyf en my brein wil nie behuif nie. Hy wil nie lekker saamwerk nie. Ek sit teen dit, ek kan nie hoor nie, ek kan nie luister nie. Waar is daai mense? Hy sê hier, ons moet die lowly identify. Of hy daai mense gesê het, ons so sterk kerk geword, dat niemand die kan inloop wat dalk net bietjie stadiger as ons is nie. Net so bietjie minder as ons beweeg nie. Want weer eens, ons is goed met daai korttermyn trauma, maar wat van as dit lewenslank is? Hoekom klim ek in daai lewenslange ding van jou in? En ek klim daarin en ek sê, ek stap saam met jou. Hoe klim ek in as jou huwelik uit mekaar uitskiet en ek kom sit net daar en sê, ek het nie 'n skrip om vir jou te gee nie. Ek wil net saam met jou wees. Ek wil net by jou wees, want ek weet dis horrible. Dis aklig. Hoe doen ons dit? Die laaste vers hier praat van pursue peace. Ons moet vrede najag. Hoekom sê hy sover dit van ons afhang? Want ek onthou Jesus sê vir ons in Matteus 5 vers 9 sê vir ons die peacemakers. Blessed are the peacemakers. They will be called sons of God. Dis van wag, laat ek net mooi verstaan wat nou hier besig om te gebeur. Ek moet hierdie ding nou regtig, ek moet hierdie ding goed snap. Is ons peacekeepers of is ons peacemakers? Peacekeepers of peacemakers? Ons is peacemakers. Besef julle wat julle nou net gesê het? Want oralster waar Jesus loop, kom hy en hy vat die valse vrede weg. Die wêreld sê vir ons, en dis hoekom ons sukkel om dit te verstaan, die wêreld sê vir ons, waar dit doodstil is, né? Waar hulle nie op mekaar skree nie, waar hulle nie op mekaar gil nie, waar dit doodstil is, daar's vrede. Ok, nou my kop is, dan is dit seker die begrafplaas is seker die mees vreedsame vreedsame plek waar daar is. En dis nee, maar nou kan jy nou trek jy die ding deur na huis toe. Twee mense in die huis en dis doodse stilte in die huis. Hulle is man en vrou. Is dit vrede? Sê ons vir mekaar is vrede. So waarom het ons op 'n plek gekom waar ons nie bereid is om soos Jesus 'n peacebreaker te word, 'n vals peacebreaker, sodat ek 'n true peacemaker kan wees? Is dit dalk ons status? Jy weet, dalk is dit my dalk moet ek moet nou hierdie gesprek gaan hê, maar jy weet, dis so 'n bietjie benede my. Ek gaan nie daai gesprek hê nie. Dalk moet ek ingeroep word in 'n omgewing waar ek totaal vulnerable moet wees. Maar weet wat, nee, ek wil daai nie doen nie. Ek wil dit nie doen nie, ek wil nie so gaan lewe nie. En Jesus sê vir ons, as
toe hy gegaan het, my vrede, né, my peace, gee ek vir julle. Dis nie die vrede van die wêreld nie. Wie wat sê dit vir my? Daar's twee verskillende vredes hierso. Daar's twee verskillende goed wat besig om te gebeur. Want ons lewe en is van, weet jy wat, net so lank jy shut up, nee, net so lank jy stil bly, dat daar vrede is. Weet jy wat doen jy? Jy word 'n deurmat. Jy word 'n deurmat, want jy wil nie opstaan om te sê, my identiteit sit in Christus, né? Ek gaan hierdie vrede vir jou aanbied, ek gaan met jou praat daaroor, dit gaan moeilik wees, daar gaan ek huil, daar gaan ek kwaad word, daar gaan ek later vir jou verskoning moet vra, maar ek gaan dit doen, want weet jy hoekom? Ek wil ware vrede hê, want ware vrede is Jesus Christus, ware vrede bly in my, ware vrede is Jesus. Maar ons gaan verby, ons loop verby. Ons wil nie regtig stop nie, ons wil nie regtig betrokke wees nie. Ons wil nie regtig hierdie moeilike ding gaan nie, want net nou vra dit vir my die res van my lewe. En dis wat Jesus gedoen het. Dis soos Jesus gelewe het. Dis soos hy aangegaan het. Gaan dink daaroor die tafels omflip. Gaan dink daaroor toe die fariseërs sê, julle is witgemaakte grafte, witgepleisterde grafte. Hulle sê, ja, maar Jesus kan dit sê, ons, nee, jy mag in waarheid en in liefde, jy behoort in waarheid en liefde, daai valse vrede wat heers, behoort jy te gaan breek. Dis hoekom hy sê, julle is vredemakers, nie vredekeepers nie, jy's nie 'n peacekeeper nie, jy moet gaan vrede maak, want waar ek gaan kom, gaan mense sê, o, nou veroorsaak jy konflik, want ons is bang vir konflik. Jesus was nie bang vir konflik nie, ek hoef nie bang te wees vir hom nie, want die prins van vrede bly in my. Die prins van vrede leef in my. Ek hoef nie bang te wees daarvoor. Ek hoef nie eens bang te wees, hoor hierso. Ek hoef nie eens bang te wees vir die uitkoms van my gesprek nie. Ek moet net getrou wees. Ek moet net gaan loop en sê, wie wat ek hier sien, dis nie vrede nie. Ons kan nie dit vrede noem nie. Ons hele land is in oproer. Is dit vrede? Is dit vrede? Hou net die mense uit mekaar uit. Ons maak 'n skietstilstand. En in ons huwelike gebeur dieselfde. Ons maak 'n skietstilstand. Dis nie vrede nie. Dis nie ware vrede nie. En met hierdie vers sê, soos hy ver dit van jou afhang, né? Met ander woorde, ek dink daar wys iets van aktief wees, daar wys iets van ek moet gaan, daar wys iets van jy het dit gedoen vir my. Jy het vrede gebring terwyl ek nog 'n sondaar was, terwyl ek nog haat gehad het vir jou, terwyl ek onvrede gehad het, maar ek nie eens geweet het van dit nie. Hier's 'n wêreld hier buite, my liewe vriende en broer, suster. Hier's 'n wêreld hier buite wat nie weet hulle het nie ware vrede nie. Hulle lewe wel, jy kan sien in sy hart, jy kan sien in daai mens se hart, wat gaan in sy hart aan? Daar's nie vrede in sy hart nie. Daar's nie vrede in haar hart nie. Maar dan bly ons stil want ons wil nie offend nie. Maar daar's nie vrede nie en Jesus sê, julle sal seuns van God, julle sal kinders van God genoem word, waar jy vrede bring. Daar's so 'n mooi vers, daar's so 'n mooi gedeelte in Jakobus 3 vers 18. Hy sê, uit geregtigheid sal julle 'n oes van vrede gee, daar waar julle vrede maak. Ons wil vir mekaar sê, ons wil ken en geken word. Gaan jy 'n false peacebreaker wees? To become a real peacemaker? En dis nie iets, moenie my hoor, moet my asseblief nie hoor nie, want hier's mense wat ek weet, wat hulle self klaar werk, né, om rekonsiliasie te bring by mense. Om huwelike in te praat en in te bid en in te wholeness te werk in. Dis nie nog iets om te doen nie. Dis iets wat ek vat, want hy het dit reeds vir my gedoen. Hy sê in die Ou Testament, sê vir ons, ek dink dis in Jeremia sê, julle sê almal, vrede, vrede, jy weet, peace, peace. Dan's God ongemaklik kan sê, maar daar's nie vrede nie. En ons dink, oor daar's nie 'n remoer en 'n lawaai en 'n gevuislaanery nie. Maar wat hy van praat is van, hier binne in julle het julle nie vrede nie. Daar's nie vrede nie. Soos ons vandag hier uitgaan, wil ek vra, as ons gaan dink oor, wat het Christus gedoen? Hy het gekom om vir hom 'n liggaam te kom by mekaar bring. 'n Liggaam wat ons gaan nou nogmaal hê,
om communion saam te hê. Dis gemeenskap. Dis gemeenskap. Maar gaan ons toelaat dat vals vrede in ons heers, vals vrede in ons gemeenskappe bly? Of gaan ek sê, luister Here, ek gaan stadiger gaan hier. Ek weet ek moet met hierdie persoon gaan praat. Ek weet ek moet hierdie persoon wat stadiger as ek is, weer nader bring. Ek weet ek moet hierdie een wat hulle lewe lank gaan stoei daarmee. Ek moet met daai persoon gaan uitkom. Dan dink ek as ons terugstaan en ons kyk vir waar ons staan, alhoewel ons goed gedoen het, ons het die prentjie van die kerk gehad, wat hy daar sê. Stap ons na 'n plek toe waar daar transformasie is. Retief het so mooi, ek so dankbaar jy het dit gedoen. Confirmation for transformation. Nie confirmation, conformation for transformation. Ek wil conform om getransform te word. Ons kan nie vir mekaar hier uitstap en op die rug klap en sê, lyk dit was goed geweest nie. Wel dan, ons moet transform. Hy wil ons aanhou verander. Hy wil ons aanhou verander. En hoe hy ons verander, is deur hierdie situasies, is deur hierdie experiences, wat ek nou net genoem het, wat ons wegshaai vanaf, wat ek eerder daai rigting hardloop, wat ek eerder teen daai spoed lewe, wat ek eerder die afstand hou. En dan sê Christus, maar ek wil dit kom doen in julle. Ek wil kom deur jou doen. As hy regtig wou, kon hy 'n WhatsApp vir ons almal gestuur het, soos ek gesê het. Ons behoort te enter, en ek wil met dit afsluit, ons behoort te enter in 'n relationship in, waar dit nie net gaan oor information nie. As ons gaan dink aan die WhatsApp. Hoeveel van julle stuur voice messages, WhatsApp voice messages? Ja, almal. OK, as jy ontvang, teen wat se spoed luister jy? Teen wat se spoed luister jy? Wie wat sê ons vir mekaar? Ons sê vir mekaar, ek wil die inligting hê, maar die emosie, die compassion, die hesitation, die intonasie, die ritme, ek soek dit nie. En dis wat Jesus sê. Kom, ek het jou uitgenooi, kom stap saam met my. Ja, maar ek wil my kar jaag. Ja, kom stap saam met my. Dis wat hy vir ons sê vandag. Is dit nie goed nie? Is dit nie wonderlik om na ons hemelse Vader te kyk en te sê, o, wat hy bedoel het van pursue peace, beteken dat ek aktief sal gaan vrede maak. En vrede van rekonsiliasie met God. Dis nie vrede van net nie. Dis nie vrede van net bly net stil nie. Want ons lewe so, ons is net so lank tolereer mekaar maar. Dan is daar vrede. Jy weet, ek sien hulle slaan mekaar dan nie meer op die vuis nie. Ons is vredemakers. Kom ons lewe soos vredemakers. Ek gaan vir ons bid en dan gaan ek vir 'n tief vra om vorentoe te kom. En ons te kom lei in gemeenskap. Dis gemeenskap wat ons nou gaan hê. So as daar iets is in jou hart met iemand wat dalk langs jou sit en jy moet 'n diep en 'n moeilike gesprek gaan hê. Kom ons vra die Here nou vir daai boldness, want Jesus het gedoen, hy het nie weggeskroom van dit af. Hy het dit met Petrus gedoen. Hy het dit met by vrou by die wel dit gedoen met die Fariseërs, hy het nie weggeskram van dit af nie. Kom ons buig ons hoofde en vra ons om vir dit. Hemelse Vader, dankie vir die woord vandag. Here, dankie dat ons na U toe kan kom en sê ons wil geken word. En dan weet ons, U sê vir ons daar in Galasiërs 4 vers 9, waar Paulus sê, dis goed dat julle God ken, en dan sê, eintlik sê ek, dis goed dat julle deur God geken word. Ons wil so gaan lewe, omdat Jesus vir ons die voorbeeld is. Ons wil so gaan lewe, want die kruis is vir ons die aanduiding van hierdie vrede wat U kom bewerkstellig het, omdat ons in onvrede was. Omdat ons so gelewe het. Ek wil kom vra dat U vir ons nou sal wys, Heilige Gees, met wie ons vandag, môre, die week, en ja, dalk vat dit langer, dalk is daar 2 weke, dalk is daar 'n maand, met mense moet gaan praat om te sê, ek wil vrede hê. Ek wil vrede maak.
Maar Here, dat ons ook sal weet, dit is nie net oor daar iets teen my gedoen is nie, dit is ook omdat daar dalk 'n familielid, 'n werknemer, iemand wat langs my bly, in onvrede lewe, nie omdat ek hoor hoe hulle lawaai of hulle harde musiek speel of wat hulle ook al doen nie, maar omdat ek weet hulle nie met U gerekonsilieer is nie. En daarom wil ek vra dat U my bold sal maak en dat ek in daai situasie sal kan inloop en die valse vrede kan breek deur 'n ware vredemaker te wees. Here, dat U ons wakker maak uit peacekeepers uit. Dat U ons bold maak om peacemakers te gaan wees. Seën ons waar ons nou hierdie nagmaal gaan geniet en gebruik. Ek bid dit in die naam van ons koning Jesus. Amen. Amen.